Ons gaan vanoggend uit die Here se woord so 'n paar verse lees uit Exodus 3 vanaf vers 11 tot 14. En dis die gedeelte waar God aan Moses verskyn daar in die brandende brandbos. Voordat ons saam lees, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here God, Vader en Seun, Heilige Gees, ons aanbid U vanoggend as die lewende Here. En ons bely dat daar niemand anders is soos U nie. U Here is die heilige, alomteenwoordige, die Skepper God, wat ons vanmôre kan aanroep met die naam Vader. So innig het U aan ons kom verbind, dat U ons aangeneem het as U kinders. Hierdie heilige, volmaakte God het hom aan my as sondaar, swakke mens kom verbind. En die prys was die dood van sy eie seun, Jesus Christus, wat homself prys gegee het aan die kruis, sodat ons vanoggend kinders van die lewende God mag wees. Dankie Here vir hierdie afgelope week wat ons van U ontvang het. Vir al U seëninge waarmee U ons oorlaai. Dankie Here dat ons ook vanmôre kan weet in die onbekende week wat voor ons lê, is U dieselfde God wat ook vir ons sal lei, vir ons sal vashou, vir ons sal sorg, vir ons sal seën. Ons bid Here dat U ons geloofsvertroue in U sal versterk, dat ons bereid sal wees om elke dag maar net ons lewe in U hand te plaas. U wil te soek, want in U volmaakte wil, Here, vind ons sin, vind ons vrede in hierdie lewe. Dankie dat U ons vanoggend, soos ons hier sit, elkeen by die naam ken. Here, dat U weet wat ons behoeftes is, wat ons bekommernisse is, wat ons vrese is. En dankie Here dat ons dit met vertroue in U hand kan kom oorgee. Want U beloof as ons na U toe kom en ons in U hand plaas, dan vind ons rus. En in hierdie deur mekaar gejaagde wêreld, Here, is dit die een ding wat ons nodig het. Innerlike vrede, rus, en dis alleen by U te vind. Ons gebed vanoggend is dat U ook sal wees met die synodesitting wat vanmiddag begin daar in Botawil, Here, dat ons as kerk ook daar U stem duidelik sal hoor, wees met elke afgevaardigde, en gee Here dat die besluite wat geneem sal word daartoe sal dien, dat U kerk 'n lig sal wees in hierdie donker land, hoop sal bring in mense se lewens. En nou vra ons dat U hierdie woord vir ons sal breek, dat dit vir ons sal voed en versterk, dat dit vir ons sal wees, Here, soos brood vir hongerkindertjies. Spreek, Here, want ons as U kinders wil luister. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. God kom hier in die brandende braambos en dan praat hy met Moses en hy sê daar vers 10, daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete,
uit Egipte kan bevry. 'n Geweldige opdrag wat God hier vir Moses gee. En dan antwoord Moses en hy sê, wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? Tipies mens, twyfel Moses aan homself, styer hy by hierdie groot belangrike opdrag wat God vir hom gee. En dan antwoord God vir Moses, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal hulle my by hierdie berg aanbid. Maar dan is dit nog nie vir Moses genoeg as God vir hom sê, ek sal by jou wees nie. Hy soek nog iets meer. En dan sê hy in vers 13, sê nou maar net, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur. En hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? En ons moet nou verstaan hier, dat in daardie tyd was daar geweldig baie afgode, nie gode, wat mense aanbid het. En dan antwoord God vir Moses en sê, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Tot sover. Ek wil begin met 'n opmerking deur te sê dat ons ken vir God baie swakker as wat ons dink. Ons dink baie keer, daar's niks niets meer wat ek kan hoor of kan lees van God nie. Ek weet hy het my lief, ek weet hy's my Vader, weet hy's die Skepper. Maar weet jy, baie van ons probleme as gelowiges vandag in Suid-Afrika is juis omdat ons God nie goed genoeg ken nie. En daarom hom nie goed vertrou nie. Hier in hierdie gedeelte sê God vir Moses, ek is wat ek is. Sê vir die Israeliete, ek is, het my na julle toe gestuur. Nou is die vraag wat ons vanmôre oor wil praat, wat is in 'n naam? Ons weet dat by jou doop word jou naam genoem, jy ontvang nie dan jou naam nie, maar jou naam word genoem, maar daar word nog 'n naam by jou doop genoem. En dit is God se naam. En dit is 'n verskriklike belangrike moment, dat by jou doop God se naam oor jou uitgeroep is. Word gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. En die vraag is, wat is hierdie naam van God, wat oor jou en my doop oor ons uitgeroep is? Nou, moet jy verstaan, in die Bybel het 'n naam 'n baie groter betekenis gehad as vandag. In die Bybel se tyd het ouers met 'n baie groot sorg en noukeurigheid 'n naam vir hulle kind gekies. Want 'n naam was nie net 'n etiket of 'n plakker wat jy vir iemand opsit sodat mense jou daarmee kan roep. Nee, 'n naam het baie meer gesê. In die Bybelse tyd het 'n naam eintlik gesê wie jy is, hoe jy is, watter mens jy is. Dit het nie net jou identiteit gesê nie, maar ook van
hoe is die persoon wat daai naam dra? 'n Mens kry baie voorbeelde in die Bybel daarvan. 'n Mooi voorbeeld is byvoorbeeld in 1 Samuel 25 vers 25. Daar lees ons die verhaal van Dawid wat gaan kos vra by 'n baie ryk boer met die naam Nabal. Hy sê, het jy nie dalk iets vir my en my manskappe nie? En dan is hierdie Nabal baie kwaad oor die versoek. En dan sê hy, wie is julle nou om vir my kos te vra? En hy's baie ongeskik met Dawid. En dan kom hierdie Nabal se vrou. Baie keer moeilike mense, dan het hulle mos 'n goeie, sagte vrou. En dit was met Nabal so, dan kom Nabal se vrou na Dawid toe en sy vat hom so eenkant en sy sê vir hom, meneer, moet jou tog nie steur aan daardie verkeerde mens, daai Nabal die. En dan sê sy dit, want hy is soos sy naam. Sy naam beteken dwaas, en 'n dwaas is hy. Ons kan maar net dink aan die sekere baie bekende voorbeeld in die Nuwe Testament van Saulus, wat voordat hy tot bekering gekom het, die Christene vervolg het, doodgemaak het. En dan ontmoet hy die Here Jesus en hy kom tot bekering en dan pas daai naam Saulus nie meer by hom nie. Want hy is nie meer daai mens nie. En hy ontvang 'n nuwe naam, Paulus. Ek sien dit baie keer ook met van ons swart mense. Dis vir hulle baie belangrik as hulle 'n naam gee vir die kind, want dis hulle hoop vir daai kind. Hulle noem die kind Beauty of Innocent of Lucky of wat ook al. Want hulle hoop die kind groei in daai naam in. Die kind word dit wat sy naam sê. En daarom met dit in gedagte vra Moses hier vir God, wat is u naam? Wie moet ek sê het my gestuur? Wie is hierdie God? Want die term God is 'n versamelnaam, is 'n tipe soortnaam. En Moses wil baie seker wees wie hierdie God is wat hom stuur. Wat is u naam? Want hy weet die naam sal vir hom iets sê van hierdie God. En dan sê God in Hebreëus, my naam is Jahwe, Jahwe. En dit is wat nou hier vertaal is, ek is wat ek is. Ek is die God van alle eeue af. Ek is die God vir altyd. Ek is die een wat die God is van Abraham, Isak en Jakob. Jahwe, ek is, het jou gestuur. Nou in die Bybel word daar verskillende name gebruik om hierdie Jahwe, ek is, te verduidelik. Want God is anders as ons as mense. God is veelkantig. Jy kan God nie vasvat met een naam, een beskrywing nie. God is te groot. God se eienskappe is te oorweldig. En daarom moet ons weet, God is altyd meer, ver meer as wat ek van hom weet. En ek wil vanmôre so 'n paar, net so 6 van God se name in die Bybel met u deel. Daar's nog meer. Omdat ek dink as ons
weer besef wie God is, sal dit ook ons verhouding met God verander. En die eerste naam is El Olam. Nou dis Hebreëus, en Hebreëus skryf jy van regs na links, en jy lees dit ook van regs na links. As jy die Hebreëse Bybel vat, dan is Genesis waar ons Openbaring is, jy lees hom van agter vorentoe. So daai regs, dit is God, die woord El, God. Ek is God, en dan Olam, en dit beteken die ewige. Hy is die ewige God, El Olam. God is van altyd af, en hy sal vir altyd daar wees. Gister, vandag, môre tot in ewigheid. Hierdie God sal nooit ophou bestaan nie. Hy is nie aan ons verganklikheid onderworpe nie. U weet, alles in hierdie wêreld is aan die verganklikheid onderworpe. Jy koop vandag 'n nuwe voertuig en hy's pragtig en hy's nuut. En so met die tyd, dan as jy inklim, dan ruik jy nie meer die mooi reuk, lekker reuk van die nuwe sitplekke nie. Ja, die verf verbleik en die kar raak oud. Alles is aan die verganklikheid onderwerp. Vir alles is daar 'n einde. Vir jou en my wag die dood. Maar God is anders. Nee. Die dood het op God geen mag nie. Wat sê dit vir jou en my? Ek kan maar op hierdie God vertrou. Ek kan my op hierdie God verlaat. Hy's die ewige. Hy's nie 'n mooi weersprofeet, vandag is hy hier, 'n môre is hy weg nie. Ek hoef nie bang te wees dat as ek my lewe by hierdie God inlaat, hy op 'n goeie oggend nie meer vir my daar sal wees nie. Nee, hy sal nie uit my lewe verdwyn nie. Hy is El Olam, God die ewige. Die tweede is El Roi. El Roi, weer die El God en dan Roi. En wat beteken dit? Die God wat my raak sien. Wat 'n wonderlike troos, dat ek en jy vanmôre nie soos miljoene mense in die wêreld 'n stuk hout of klip, 'n beeld aanbid nie. Maar dat ek vanmôre 'n lewende God aanbid, met oë wat kan sien, wat my raak sien daar waar ek is, daar waar ek leef. 'n God wat weet alles wat ek doen, waar ek is op hierdie oomblik, hoe dit met my gaan, wat my ken. 'n God vir wie ek nie kan wegkruip nie, uit wie se gesigsveld ek nooit sal verdwyn nie. Die woord sê, al vlug ek na die ooste, of gaan ek na die weste, ook daar sien God my, want sy naam is El Roi, die God wat sien. En omdat hierdie God sien, weet hy wat hier in my hart aangaan. Weet hy van my vrees, my benoudheid. Ken hy my behoeftes. Weet hy my nood en omstandighede. Dis 'n God wat sy kinders raak sien. Jy hoef nooit bang te wees as hy jou Vader is, dat hy
oningelig sal wees wat in jou lewe gebeur, van die uitdagings wat jy in die oë staar, van die emosies wat jy ervaar nie, want my Vader is die God wat my raak sien. Die derde, hy word ook genoem Jahwe Nissi, God wat oorwinning gee. Daai woordjie Nissi in Hebreëus is letterlik 'n banier waarop staan oorwinning. En wat beteken dit? God gee oorwinning oor jou en my mislukkings. As ons terugkyk op ons lewe, het ek en jy al baie keer die verkeerde keuses gemaak, het ons droog gemaak, het ons misluk, het ons mense in die steek gelaat. Maar God laat nie toe dat daardie goed uit die verlede jou en my lewe vandag definieer nie. Want hy is die God wat oorwinning gee. Oorwinning oor my mislukkings uit die verlede. Hy gee vir my oorwinning oor my sonde. Daarom kan 'n Christen nooit sê, ag wat ek is nou maar net 'n swakke mens. Ag nee wat, hierdie sonde in my lewe kan ek nou nie oorwin nie. Ag nee wat, ek is nou maar hoe ek is. Dit is nou maar ek. Maar vrede maak daarmee. Nee. Want die God wat jy en ek ons Vader noem, is die God van oorwinning. Hy laat ons triomfeer. Maar nie net oor ons foute en ons mislukkings en die sonde nie, maar hy laat ons ook triomfeer oor ons vrese, oor ons angstighede, die goed wat ons oor bekommerd oor is. O, sê nou dit gebeur, of sê nou môre is dit so. Wat gaan in hierdie land gebeur? O, sê nou dit, sê nou dat. En dan vergeet ons, die God wat my Vader is die God wat oorwinning gee. Oor al hierdie goed wat jou en my bang maak en ons vreugde kom steel. En daarom weet 'n Christen, die woord mislukking, no good, hoef nooit oor jou lewe geskryf te staan nie. Want die naam van God wat die oorwinning gee, hang soos 'n banier oor jou en my lewe. Die vierde naam van hierdie God is Jahwe Rapha, die een wat genesing gee. God gee fisiese genesing, natuurlik, daarom bid ons vir siekes. Maar is nie al nie. God gee ook innerlike genesing. God genees daai wonde van die verlede. Woorde wat mense ons toegevoeg het. Vernedering wat ek gesmaak het. Goed wat met my gebeur het. God gee genesing van die seer van 'n mislukte verhouding, van 'n egskeiding, kwetsende woorde. Al wie seer kry goed wat in hierdie lewe met jou en my gebeur, genees God. Hy gee innerlike genesing. Hy kom lê sy hand daarop en hy maak dit gesond. Soveel mense leef vandag en koester daai pyn en seer kry van goed wat lank terug in hulle lewe gebeur het. God is in staat om vir jou innerlike genesing te gee.
om daai wonde heel te maak. Genesing oor die verlange na 'n geliefde wat dood is. 'n Kind miskien wat in 'n ongeluk gesterf het. God kan daai seer beter maak. Hy genees dit, want sy naam is Jahweh Rapha, die een wat genesing gee. Wat heel maak, wat gesond maak, wat genees. Gaan sit by hom en laat toe dat hy jou aanraak. Gee daai seer kry goed, daai pyn, gee dit vir hom. Maar hy word ook genoem Jahweh Shalom. En die woordjie Shalom het u miskien nou al gehoor, dit is die woord vrede. Hy gee vrede. Niemand het 'n tydelike skietstilstand nie. Niemand het oppervlakkige vrede nie. Nee, hy gee ware vrede. En wat sê dit vir ons? Hy gee vrede in hierdie stikkende land van ons met soveel haat, ook tussen verskillende bevolkingsgroepe. Hierdie God kan vrede gee tussen man en vrou in 'n huwelik. Vrede tussen kinders en ouers. Tussen werkgewer en werknemer. Hy kan vrede gee tussen vriende en familielede, tussen bure en kollegas. Hy maak stikkende verhoudings weer heel. Hy skenk die vergifnis. Maar die grootste vrede wat God gee is die vrede tussen my en hom. Dis 'n vrede wat eg is, 'n vrede wat van hier diep binne kom, rus, kalmte om te weet ek is met God versoen. My naam staan geskryf in die boek van die lewe. Ek is sy kind. Niks en niemand in hierdie lewe kan my skei van die liefde wat daar vir my is in God nie. Wat sê Jesus vir sy disippels nadat hy opgestaan het uit die dood? Hy sê vir hulle, my vrede gee ek vir julle. Dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jy kan dit nie verklaar nie. Daar's nie 'n rede voor nie. Dis nie logies nie. In hierdie lewe waar dit soms rof gaan, gee God vir my innerlike vrede in my omstandighede. Die Here verander nie altyd my omstandighede nie. Die Here vat ons nie altyd uit die situasie uit nie. Maar wat doen hy? In daardie situasie, in daai omstandighede, vul hy my met 'n innerlike vrede. Glo dit, dat God ook vir jou in hierdie gejaagde lewe, wat soveel eise aan ons stel, innerlike vrede en kalmte kan gee. Want dit is wie hy is. En dan sluit ek af. Sy naam is ook Jahweh Sabaoth. En dit beteken die Almagtige. Die Almagtige. Ons lees in die Bybel op 'n hele klompie plekke waar die Here wonderwerke doen. Dan's mense baie verbaas daaroor as hulle dit sien. En dan sê die Here vir hulle die woorde: onthou, vir my is niks onmoontlik nie, want ek is Jahweh Sabaoth, die Almagtige. Vriende, ek en jy aanbid nie vanmôre 'n klein nietige godjie nie. Ons aanbid nie 'n mensgemaakte godjie nie. Ons aanbid 'n almagtige God, vir wie niks onmoontlik is nie. Niks te groot is nie.
Daarom kan jy en ek hom vertrou. Jy kan hom vertrou met jou behoeftes. Jy hoef nie te dink nie, hierdie saak is daarom te groot om vir God te vra nie. Sê nou ek word teleurgestel. Nee, hy is die Almagtige. Hy heers oor hemel en aarde. Jy kan hom vertrou met jou lewe, met jou toekoms, met jou behoeftes, met jou drome. Jy kan al jou vrae na hom toe bring. Hy gee uitkoms. Hierdie God maak dinge moontlik waarop ek en jy nie eers kan dink nie. Vertrou hom. Hy is die Almagtige. Ek noem net hierdie 6 vanmôre, daar's nog talle baie ander name waarmee God vir ons beskryf word, sy wese, wie hy is. En as lees ons in Hebreërs 13 vers 8, die Here is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Hierdie name van God is op hierdie oggend presies nog dieselfde en van toepassing. En hierdie naam is oor jou uitgeroep toe jy en ek gedoop is. Daarom het jy en ek die reg en mag ons op hierdie name van God beroep. Mag ek daarop staan en sê, Here, U is die Almagtige en daarom kom ek na U toe met hierdie saak. Maar weet jy, ten slotte in die Nuwe Testament lees ons van nog 'n naam van God, naamlik God die Seun, Jesus Christus. En dit beteken, Christus beteken gesalfde van God. En hy is gesalf as die redder, as die verlosser. En dis die naam waarvoor elke knie moet buig en elke tong moet bely. Jesus is die Christus. En hierdie naam spel redding en verlossing en lewe. En ook hierdie naam is oor jou en my uitgeroep. Die vraag is, het ek dit al my eie gemaak en dit vir my toegeëien? Maar by jou en my doop is dit nie net God se naam wat oor ons uitgeroep is nie. Jou en my naam is ook genoem. Want jou en my naam het vir God betekenis, besondere betekenis. Jou en my naam is vir God belangrik. En daarom is dit genoem toe God hom aan ons kom verbind het by ons doop. Want God werk nie maar met ons in die algemeen. Soos ons sê, dames en here in die algemeen nie. Nee, God werk nie so nie. God werk persoonlik met elkeen van ons as unieke mense op sy eie besondere manier. God ken vanmôre jou en my naam persoonlik. Hy weet van Piet en Johan, Dani, Susan, Marie, Louise. Hoe wonderlik is dit nie om vanmôre te weet, ek is vir God iemand nie. Hy ken my naam. En dan doen God nog iets baie belangriker met ons name. Openbaring 21 vers 17 sê, hy skryf sy kinders se name in 'n boek, die boek van die lewe. Elke kind van hom wat die verlossing in Jesus persoonlik toegeëien het en daaruit leef, se naam
is geskryf in die boek van die lewe. En om te weet, niks wat ek kan doen of iemand anders kan doen, kan daardie naam uitwis nie. God skryf dit daar. Hoe wonderlik as jy vanmôre weet, my naam word nie net hier op aarde genoem nie, maar God het klaar my naam in die boek van die lewe in die hemel geskryf. En God gee dan vir ons ook 'n nuwe naam. By die naam wat Pa Ma ons genoem het. Christen. Afgelei van Christus. Ek en jy is vernoem na die Seun van God, Jesus Christus. Ek en jy is sy naamdraer. En daarom leef ek en jy volgens hierdie naam. Want dit beskryf wie ek en jy is. En dit beskryf hoe ons is. Ons behoort aan Jesus Christus. Ek is sy naamdraer en ek is trots daarop. Mense kan dit in my lewe sien. Mense kan dit hoor. Ek en jy is God se naamdraers in hierdie wêreld. Wat 'n ontsettende voorreg dat Christus ons vertrou om sy naam te kan dra. Maar is ook verskriklike verantwoordelikheid. Want ek en jy moet hierdie naam eer aandoen. Onthou vanmôre wie God is. Glo in hom, vertrou hom. Wees dankbaar en onthou jou nuwe naam. En kom ek en jy stap vanmôre uit en ons gaan leef volgens hierdie nuwe naam. Maak nie saak wat die wêreld van ons sê en wat die wêreld ons noem nie. Ons het 'n nuwe naam en ons leef volgens daardie naam, Christen. Amen. Here God, dankie dat U as ware vanoggend gekom het en die gordyn op 'n skreefie kom wegtrek het, sodat ons 'n kykie kon kry in U grootheid en wie U is. Gee Here dat ons met baie meer vrede, geloof en vertroue in U sal leef. Omdat ons weet, U is die wonderlike God, dieselfde God wat die bladsye van hierdie Bybel oor vertel, wat vandag my Vader is. Dankie Here, dat U vir ons 'n nuwe naam kom gee het, die naam van U eie Seun, Jesus Christus. Dankie dat U ons werd geag het om U naamdraers te wees in hierdie wêreld. Help ons om nie meer te leef soos die wêreld leef, nie meer te leef soos ek wil nie, maar dat ons die krag deur die Gees sal ontvang om ons nuwe naam eer aan te doen, deur te leef as Christene, God se eiendom. Seën ons in hierdie week, bly by ons, wees by ons, lei vir ons Here, hou vir ons styf vas met U arms van liefde. Ons vra dit in U naam. Amen.